Goeiedag, baie welkom by Sielskos. So groot voorreg om elkeen van julle saam met ons te hê. Vandag wil ek 'n bietjie praat oor Romeine 8 en dit sê vir ons niks kan ons skei van sy liefde nie. Vir my is die nuwe verbond so 'n belangrike verbond en ons gaan 'n bietjie praat oor die Ou Testament. Oor so 2 weke wanneer ek weer 'n bietjie gaan praat met julle op 'n Sondag met seëningstyd. Ons gaan 'n bietjie praat oor die ou verbond en die nuwe verbond. En vir my is dit so mooi dat niks ons van die Here se liefde kan skei nie. Vir my het ek 'n patroon wat ek al baie gesien het, is ons maak dit so gekompliseerd om kinders van die Here te wees en dit is eintlik so eenvoudig. Die Here bly lief vir ons. Punt 1. Punt 2 is, ons het sondige natuur en ons neig na sonde toe, so ons moet daagliks ons sonde neerlê by die Here en kyk waar ons fout maak. En dan derdens, die Here het reeds die prys betaal vir elkeen van ons. So, die Here wil met elkeen van ons praat. Dit is nie 'n selektiewe persoon of 'n selektiewe spesifieke persoon wat met die Here meer praat nie. Die Here wil met elkeen van ons werk. Ons almal is kinders van die Here as ons hom verklaar en ons glo in Christus, ons laat ons doop, ons word gedoop in water, ons word gedoop in Gees, met die Heilige Gees, en ons laat werklik die Here toe om hy verskil in ons lewens te maak, kan die Here met jou direk praat, met jou direk kommunikeer. En dis waarop ons gaan fokus met die volgende preek ook. Ons gaan kyk hoe die Here alle nasies betrokke gemaak het en alle mense. Dis nie meer 'n selektiewe geloof waar jy moet 'n Jood wees, jy moet 'n vereiste doen. Ja, daar is vereistes, maar daar is soveel meer vereenvoudig, want die Here wil verhouding hê met elkeen van ons. En dis waarna ons moet kyk. En mense sê altyd vir my, ek's nog nie reg nie, ek's nog nie geestelik genoeg nie. Dit maak regtig nie saak nie. Die Here wil verhouding hê met jou. En ons moet werklik waar net daai soektog na hom toe hê. Dis eenvoudig. Bid, lees Bybel. Kyk waar jou tekortkominge is. Dis letterlik die enigste 3 goed wat ons moet doen. Kyk waar ons tekortkominge is en kyk hoe ons nader aan die Here kan groei. Om te bid en om sy woord te studeer en te leer en te lees. Dis rarig eenvoudig en die Here is lief vir jou. Hy het jou genoem by die naam. So onthou dit. Dis eenvoudig. Om die Here lief te hê is eenvoudig. Hy het jou klaar lief en ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. So dis eenvoudig. In jou omstandighede, in jou situasie, weet dat die Here bly lief vir jou met jou tekortkominge. En nie neig na heiligheid. Vra die Here vir leiding. Vra die Heilige Gees om jou die rigting te wys. En ek sê baie dankie vir julle. En bly gemotiveerd en bly soek. En weet dis eenvoudig. Die Here is lief vir jou. En mooi week vir julle.